Goeiemôre, good morning. Hartlike goeiemôre, inderdaad, Els, jy lyk lekker uitgerus na die naweek. Kyk, ons moet nou maar weer die dinge vasvat en hierdie week in 'n rad kry, so op die maandagooggend, wat dink jy? Net so, daai klink vir my motiverend genoeg. Daar's en dis hoekom ons vir julle weer net die allerbeste en lekkerste program voorsit. Luister net hierna. Ja, daar is weer 'n hele paar onderwerpe waarna jy kan uitsien en natuurlik nou gaste om daai onderwerpe met ons te bespreek. Dr. Christa North van Enbiosis Suid-Afrika vertel ons meer oor nuwe navorsing ten opsigte van die darmmikrobiom en kunsmatige intelligensie wat die manier waarop ons na gesondheid kyk verander. Die netbalster Erin Burger kuier by ons om oor haar netbalskool en vanjaar se Telkom Netballiga te gesels. Chris Chameleon vertel van sy nuwe produksie Hartloop. En Armand en Andrea Esbach van Skemer kuier by ons met nuwe musiek. Skielik het ek gevoel ek is weer in graad 10, graad 12 biologie. Wat was die woordjie daar? Darmmikrobiom. Ja. Wat so is jy dit? het biologie gehad, nee, Ja. maar dan moet jy vir ons gesê ek het nie biologie gehad nie. Dis een of ander mikrobiom wat met die darm te doen het. Jy seker ietsie met jou Okay. darmpiesie binne. Dis Kom maar ons wag darmmikrobiom. en vind uit dink ek. Ek kan nie Kom ons wag raai nie. nou maar nie, Ek ons kan wag nie en vind uit. Ja, ek het meer fisika en daai soort van dinge. Maar het jy jou eksamens geniet, Els? Was jy 'n pluggie, het jy lekker hard geleer? Ja. Was jy ook een wat weke voor die tyd kon leer? As hulle vir jou bloktyd gegee het jy die 5 dae gebruik of het jy die dag voor die tyd eers ingespring? Nee, weet jy wat, ek het gewoonlik nogal opsommings gemaak, maar daaraan voor die tyd, ek funksioneer beter onder druk. Ja. So dan het ek deur dit gelees en gewoonlik gedeurnag. Ek dink ook my tyd het ek baie spandeer aan die opsommings. Ja. Almal gedink het mors tyd, Nee. maar die aand voor die tyd dan sit ek ook so, soos Mr Bean al gesit het met 4 houtjies. Ja. Dan probeer ek my bes. En dan as het ek sif gewoonlik geleer. ook die hele tyd geëet, jy weet, want ek het so gestres. En as ek uitstap by daai eksamenlokaal, moenie vir my kom sê wat het jy daar geantwoord? Ek het net dis asof ek dan alles vergeet het. Korttermyn geheue, daar gaan ons. Jy sien, dit het my ook oorgekom. Die rede waarom ons nou oor eksamen gesels is met die Junie eksamen wat nou reg oor Suid-Afrika afskop. Sê kenners graad 12 leerlinge of kners graad 12 leerlinge behoorlik op hulle tande en is meeste baie gespanne want hierdie eksamen se uitslae weeg swaar wanneer dit by universiteitstoelating en ook toekomsplanne kom. Nou kenners waarsku dat die Junie eksamen 'n deurslaggewende deel van die matriekjaar is. Die vraag is egter hoe kan ouers help? Pieter, jy het seker ook al gewonder. Wel, ons het 'n paar wenke hier en Pieter gaan sê of hy saamstem. 'n Rustige omgewing tuis help leerders om beter te fokus. Selfs klein aanpassings, soos byvoorbeeld om die raserigheid in die huis te beperk, onderbrekings te vermy en studietyd te respekteer kan 'n reuse verskil maak. Ouers moet ook op die uitkyk vir tekens van uitbranding wees. Baie matrikulante glo dat minder slaap en meer ure agter die boeke tot beter punte sal lei, maar 'n slaaptekort tas blykbaar juis die geheue, konsentrasie en probleemoplossingsvermoëns aan. Ons kan daarvan getuig. Gesonde roetines, gebalanseerde maaltye en gereelde pauses is wat 'n mens se kop skerp hou of helder hou. Gedurende die eksamen draai elke gesprek dikwels net om skoolwerk. Soms het 'n leerling egter net nodig om oor iets anders te gesels. So in plaas daarvan om dadelik oor leerwerk uit te vra, kan ouers eerder seker maak oor hoe dit emosioneel met hulle kind gaan. Baie ouers besef ook nie hoe skadelik dit kan wees om hulle kind met 'n boetie, sussie of 'n niggie te vergelyk nie. Dit mag miskien na motivering klink, maar dit laat 'n kind dikwels minderwaardig voel. Elke leerling leer en hanteer stres op sy of haar eie manier. Diegene wat sukkel, het nog tyd om hulle swakpunte voor die eindeksamen te identifiseer en te verbeter. Vir ouers gaan dit nie daaroor om alle druk weg te neem nie. 'n Sekere mate van druk is onvermydelik by so 'n groot mylpaal. Die werklike doel is egter om jong mense te help om daardie druk te hanteer sonder om daardeur oorweldig te word. Dit is klaar 'n oorweldigende ding net om te weet. Ja. Dis nou my matriekeksamen, ek maak klaar met skool en my pa en ma, ek vat nou maar van my kant af, het die hele tyd gemou en gesê, hierdie is nie speletjies nie en. So ek stem saam met jou. Jy weet, ek dink daar kom sekere tyd wat ons byvoorbeeld net gesê het, weet jy wat, ons kan nog net soveel doen, ons kan nog net soveel sê, ons kan nog net soveel waarsku, is nou in jou hande. Ja, en ek dink, jy weet, sommige matrikulante is dalk baie meer ernstig wanneer dit kom by hierdie punte, die pluggies, nee, die pluggies van die lewe. Dalk te ernstig, maar ek onthou ons onderwysers het ook nogal gereeld ons herinner aan die feit dat dit so 'n belangrike eksamen is.
En dit gebeur soms dat jy dink dit het nou eintlik goed gegaan en dan het dit nie so goed gegaan nie. Ja, en die ander ding is ook, dis die een kans wat jy het om regtig vir jouself te kan sê, okay, as ek nou nie met vleiende vaandels en al hierdie 80% die cum laude plus en so aan, dit gaan deurkom, laat ek ten minste net die toelating kry, dat indien ek later sou wou swat of ietsie doen, want baie keer dink ek, soos my matrikulant hierdie jaar het nog nie 'n klou wat hy volgende jaar wil doen nie. Maar kry net die punte reg dat jy kan ietsie doen. Net voor ons aanbeweeg, wat was jou gunsteling vak gewees? Buiten pouse het ek nee, ek het ook maar van die tale gehou. Ek moet sê, ek het ook maar die ander vakke gekies. Juist omdat ek gedink het ek sou nooit in die vermaaklikheidsbedryf gewees het nie. Ek sou nogal eintlik 'n optometrist wou word, 'n oogarts. Hey. Maar helaas het my wiskundepunte toe nou nooit toegelaat in die jare 1903 nie. Nietemin, ons volgende storie, jy het al baie ook daarvan gebruik gemaak, is nou, ek sal nie sê publieke vervoer nie, maar wat noem hulle dit? E-vervoer. Ja. E-vervoer, Uber en so. Maar Uber het pas hulle 10de jaarlikse Lost and Found Index bekendgestel. En dit bewys weer eens dat passasiers hulle koppe sal vergeet as dit ook nie aan hulle lywe vas was nie. Die lysie van die mees algemene items wat mense in Uber-ritte laat lê, is wat die meeste van ons eintlik sou verwag. Selfone, beursies, sleutels, skootrekenaars, maar dit is nie die lys van die vreemde goed. Dit is nie die lys wat jou gaan laat wonder nie, maar die lys van die vreemde goed gaan jou egter 2 keer laat dink. Wat dink jy van 'n sak vol lewende skoenlappers, 'n mini-yskas of 'n suurstoftank? Glo dit as jy wil, waar mense het ook al selfs borsmelk, menslike hare en 'n stel valstande met net 2 tande aan die agterkant van die Uber vergiet. Een passasier het selfs 'n lewende vis agtergelaat. Volgens Uber is New York amptelik die wêreld se vergeetagtigste stad, net daarna gevolg deur Miami en Chicago. En as jy wonder wanneer mense die meeste dinge verloor, sonna is die dag wanneer die meeste besittings agterbly. Oor die afgelope dekade het die items net vreemder geraak. Op die lys van rariteite oor die jare verskyn daar onder meer 'n kreef, 'n salmkop, 'n massiewe portret van Kate Middleton en selfs 'n vals bout. Nou ja, toe, hoe's daai? Net jy dink jy het alles gehoor. Ja. Nee wat, goeiemôre, good morning, verras jou keer op keer. Meneer, ek het 'n verlore kuitboorde dalk aan jou. Jy weet, ek kan net dink. En dan obviously moet hulle dit seker maar, die Uber-drywer gaan dit seker nou nie hou nie, hy het seker die stel tandjies gepas en gesien, dit gaan nie vir hom werk nie, 2 ekstra stel tande, hy moes klaar van sy verstand daar ontslaa raak. Ek maak net 'n grap. Ja, ek wil nou net vra, sal jy 'n stel valstande in jou mond druk, ek twyfel net. Maar ook daai gevoel wat ou mos kry, waar het ek my foon vergeet, of as jy uit die vliegtuig uit geklim het, of sê dit ook al met jou gebeur, dat jy hom iewers 'n sakkie ingedruk en dan voel jy dan dink jy, hoe gaan ek nou terug? Weet jy wat het my al oorgekom? Ja. Ek is besig om te gesels met iemand en dan my foon is weg. Nee, jy's besig om met my te gesels. Dit ons almal al gebeur Els. Maar natuurlik weet ek ook kameraspanne het al 'n paar goedjies in 'n vliegtuig vergeet, maar dan het hulle teruggehaal. Maar ja, bly net waar jy is. Moenie vergeet waar jy is nie. Ons is nou weer terug hier by Goeiemôre, Good Morning. Kry vir jou nog 'n lekker stoomende koppie koffie en kom ons vat hierdie nuwe week vas vir alles wat hy werd is. Nuwe navorsing toon dat die darmmikrobiom, die miljarde bakterieë wat natuurlik in ons spysverteringsstelsel leef, moontlik aan meer as 100 verskillende gesondheidstoestande gekoppel kan word. Met die hulp van kunsmatige intelligensie word daar nou nuwe maniere om mense se unieke gesondheid beter te verstaan ontwikkel en selfs meer persoonlike oplossings te bied. Ons verwelkom Dr. Christa North, presiese medisyne spesialis by Embiosis Suid-Afrika, om meer hieroor te gesels. Baie welkom hier by ons. Baie dankie. En ons is baie bly, verheug om die waarheid te sê dat jy vandag hier is, want ons hoor gereeld van mikrobiom, maar wat presies is dit en waarom is dit so belangrik? So ons mikrobiom bestaan uit, soos jy gesê het, net triljoene
bakterieë, fungi, allerlei micro-organismes. Maar hierdie organismes is baie belangrik, dit is eintlik noodsaaklik vir ons gesondheid. Ongeveer 1 tot 2 kilogram van wat ons weeg, bestaan net uit hierdie micro-organismes uit. En dis gekoppel aan elke biologiese stelsel in ons liggame, van ons brein, ons hart, ons vel, natuurlik ons darmes ook. En ons lewe is daarvan afhanklik. Hulle het baie spesifieke funksies wat hulle verrig om ons aan die lewe te hou. Goed, nou baie mense dink dat darmgesondheid net oor iets soos vertering gaan. Hoeveel groter is die invloed daarvan wanneer 'n mens die res van die liggaam in gedagte hou? Daar's regtig nie een enkele stelsel wat nie deur jou mikrobiom beïnvloed word nie. So siektes soos tipe 2 diabetes, jou vel, jou brein nie daarmee te doen nie, jou nierfunksie, So daar's enige stelsel in ons liggame is gekoppel aan die mikrobiom. En wat hierdie organismes basies doen, hulle produseer komponente in ons liggame wat dan moet gebruik word. Soos byvoorbeeld 'n goeie voorbeeld kan dalk wees om te sê serotonien. So serotonien is mos nou wat ons noem ons happy brain chemical. En bakterieë help om dit te produseer, om dan 'n spesifieke fisiologiese effek in ons liggame te hê. Nou, navorsing dui ook daarop dat die darm met meer as 100 gesondheidstoestande verbind kan word. So watter toestande sien julle die meeste raak? Ja. So vir die meeste mense begin hulle met byvoorbeeld om te sê weet 'n siekte soos IBS, iets wat te doen het met jou verteringsstelsel, Maar tipe 2 diabetes, daar's links met Parkinsons, met Alzheimer, baie veltoestande, vertigo byvoorbeeld 'n veltoestand. Daar's nou navorsing wat ons voltooi het wat gaan oor droë oë. En wat ons gevind het, dat as jy jou mikrobiom reg kan kry, laat jou traneproduksie, tot met 60% kan verbeter in vergelyking met medikasies, wat gewoonlik so 40% verbetering, kan toon. Sjoe, dit is geweldig interessant. So, hoe weet iemand dat hulle darmgesondheid dalk nie optimaal is nie? Is daar miskien sommige waarskuwingstekens waarvoor 'n mens op die uitkyk kan wees? Daar is, maar dit is nie altyd vir mense so duidelik nie. Want mense dink baie keer dit is nou maar byvoorbeeld weet hoe jy moet voel. Maar ons doen toetse. Embiosis het 'n toets, 'n mikrobiomtoets, waarna mense kan kyk om dan te analiseer en te kyk watse organismes het jy van te veel, watter van het jy te min, byvoorbeeld, en dan kan mens baie spesifieke advies gee om daai wanbalans wat bestaan te kan identifiseer en te kan regmaak. Embiosis gebruik ook kunsmatige intelligensie in die verband. Hoe werk dit presies? Ja, so dis baie interessant en dis nou eintlik waar ons nou so opgewonde nou is, Ons praat van 'n digital twin. So dit is waar die kunsmatige intelligensie nou ingekom het. So mens kan 'n digital twin create van iemand se mikrobiom en dan kan ons bepaal om te sien wat spesifieke voedsels of bestanddele in kosse, hoe dit jou mikrobiom kan verbeter. En ons is nou in die proses waar ons voedselbestanddele bymekaar kan sit en dit byvoorbeeld kan sit soos in 'n voedselstafie, of miskien 'n poeier ensovoorts, wat dit dan vir spesifieke kondisies kan help. Met ander woorde, nou kan ons 'n alternatief kry, tot medikasie byvoorbeeld, om vir iemand te kan help, om soos hulle droë oë te kan doen of tipe 2 diabetes, te kan aanspreek. Nou met die nuwe tegnologie, is dit werklik moontlik om medikasie vir van die kroniese siektes te vervang met iets soos 'n persoonlike voedingsplan? So die navorsing en ons kliniese studies wat ons nou gedoen het, sê ja. So ons het baie goeie resultate gekry, byvoorbeeld met die tipe 2 diabetes, hoe hulle suikervlakke, hoe hulle insulienvlakke, baie verbeter het, die droë oë, ons kyk na skin conditions, so daar's omtrent nou 6 of 7 trials wat ons nou in die res van die jaar, gaan doen aan spesifieke siektetoestande om dit te kan aanspreek. Ek wil ook vir 'n oomblik 'n bietjie stil staan by die toekoms van gesondheidsorg, want julle het interessante resultate in julle kliniese studies gesien waar voedingsoplossings baie goeie uitkomste gelewer het, Ja. So en ek dink wat belangrik is, die kroniese siekte las in Suid-Afrika, soos maar in die res van die wêreld, is baie groot. So ek dink dit is belangrik dat maatskappye alternatiewe bring vir die dokters, maar ook vir die pasiënte. Dat jy ook kan weet, kos kan jou medisyne wees. Dit hoef nie net
regtig medikasies te wees nie. So ons is baie opgewonde en hierdie kom nou al 10-20 jaar. Jy weet wat hierdie navorsing gedoen word om by hierdie punt uit te kom waar mense vir mense regtig praktiese, maklike oplossings kan gee wat ook lekker is, nê, want dit is lekker om te eet. Is te lekker om te eet, sou ek sê. Ja. Goed, maar is dit belangrik om daai studies oor so 'n lang tydperk ook te voltooi? Maak dit daai uitkomste net 'n bietjie meer geloofwaardig byvoorbeeld? Ja, so die studie self vat nie so lank nie. Dit is maar nou die mikrobiom wat mikrobiom kan bied, weet wat nou al, jy weet, 20 jaar aan die gang is, nie. So die studie self is nie so lank nie, maar ons doen 'n langtermyn opvolg. Want nadat jy nou aanvanklik jou resultate gesien het en jy weet die mikrobiom het verander, wil mens ook opvolg om te kan kyk hoe lank, jy weet, bly dit in daai veranderde staat sodat jy vir mense langtermyn oplossings weet kan bied. So ja, ons wil dit graag oor die langtermyn opvolg. Dan weet ons ook dat iets soos kos gereeld verander. So kan jy dalk iets meer sê wanneer 'n mens kyk na iets soos die voedingswaarde ook van kos. Ja. So wat interessant is met die mikrobiom, nee, is dat dit nie noodwendig gaan oor vitamiene of minerale nie. Want wanneer ons dink aan kos op 'n tradisionele manier, vir ons wil ek sê as mense, dan kyk jy nou byvoorbeeld na kilojoules, jy kyk na vitamiene, minerale, proteïene ensovoorts, nie. Maar die bakterieë gebruik dit op 'n ander manier. Ons is wat ons noem die host. Nee. So die bakterieë gebruik sekere voedingsstowwe, nee, om sekere komponente te produseer om dan hulle funksie te kan verrig. Suid-Afrika het 'n groot las van iets soos kroniese siektes. 'n Mens hoor al hoe meer daarvan. Ja. Watter rol kan hierdie tegnologie speel om daardie uitdagings suksesvol te pak? Ja. So ek dink wat dit gaan doen is om vir daai kroniese las baie te verlig. Dit gaan vir dokters alternatiewe gee om mense mee te kan behandel. Dit gaan vir mense makliker wees om by byvoorbeeld by aanpassing te hou, nie. Omdat medikasies baie keer ook maar neeweffekte kan hê. Dit is ook maar duur, jy weet, om dit te kan doen. Ja, so dit gaan 'n groot invloed wees, jy weet, om daai kroniese las te verlig in Suid-Afrika. Nou gestel nou maar daar is op die oomblik iemand ingeskakel wat nou 'n daadwerklike verskil wil maak of na hulle darmgesondheid wil kyk. Is daar miskien 3 praktiese wenke wat jy kan deel na aanleiding van waar 'n mens kan begin? Ja. Goed, ja, so ek sal natuurlik nou sê kom ons toets jou mikrobiom, jy weet, want dan weet ons presies waar daarbey aangaan, nie. So dan die ander ding is ook ons bakterieë hou van vesel. Hou van verskillende tipe van vesels. So ek dink met jy moet jouself dan onderrig, jy weet, en educate om te kyk wat se tipe vesel, jy weet, jy mens kry en seker maak dat dit natuurlik nou weet verhoog in jou dieet. En dan kom dit maak baie daarop neer op 'n gebalanseerde dieet. Jy weet, net soos wat ons as mense ook 'n verskeidenheid van kosse nodig het ons bakterieë ook 'n verskeidenheid van kosse en vesels nodig. Ja. Dink jy een van die algemene foute, ons het so 'n paar sekondes oor, maar dink jy een van die mees algemene foute is dat mense dalk 'n bietjie te lank wag? Ja. Ja, ons natuurlik word ons as ons gebore word, nê, is jou ma se mikrobiom word basies aan jou oorgedra, nê. En as jy van die begin af kan sorg dat jy 'n gesonde mikrobiom het, gaan jy baie siektetoestande kan voorkom of die risiko daarvoor aanvanklik kan verminder. So ja, dis baie belangrik letterlik vanaf die dag wat jy gebore is. En ek dink om hierdie goed te verstaan. Baie dankie dat jy dit so mooi vir ons kom verduidelik het. 'n Plesier, baie dankie. Goed, nou bly gerus ingeskakel want ons is binnekort weer terug en ons gesels net hierna met die netbaldogtertjie of enige netbaldogtertjie se rolmodel. En dit is Erin Burger wat hierna by ons kuier. Is ingeskakel by Goeiemôre Good Morning. Maak ook seker jy volg ons op al ons sosiale media platforms. Ons kuier nou weer verder. Dis sporttyd hier op Goeiemôre Good Morning. Sy is een van Suid-Afrika se mees gerespekteerde netbalspelers met 125 internasionale wedstryde vir die Proteas agter haar naam, het Erin Burger as speler
haar merk op die baan gelaat. Maar vandag lê haar passie daarin om die volgende generasie spelers en afrigters te ontwikkel. Erin is hier by ons in die ateljee om te gesels oor haar netbalskool en ook sommer oor haar gedagtes oor die Telkom Netballiga. Erin, baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit regtig. Ek dink eerstens, ek wil net vir jou teruggaan. Ek kyk na hierdie lys van jou en dit is bloot net so indrukwekkend. Tussen 2007 en 2019, jou 125 vertonings. Jy is die eerste Suid-Afrikaanse netbalspeler oor 100. By die Statebond spele 2010, 14, 18 en by die netbal wêreldkampioenskappe 2007, 11, 15 en 19. Dis 'n ongelooflike lys. As jy nou terugkyk daarna, kan jy glo dat jy dit alles gedoen het? Ja, as jy so praat, dan klink dit so unreal eintlik en dit was so eintlik voorreg want ek kon dit lewe. So ja, ek voel baie geseënd en ja, dis eintlik ek wil sê 'n groot deel van hoekom ek doen wat ek doen. Mens het nou al daai kennis en wat lekker is as jy so praat dan dink ek aan al die afrigters onder wie ek gespeel het, alles wat ek geleer het oor die jare en ja, dis juist hoekom ek dit wil teruggee. As jy aan 2 of 3 van daai afrigters dink, Ja. ek wil nie jy moet een in besonder uitlig nie, maar wat sou 1 of 2 of 3 van hulle by jou gelos het wat jou beïnvloed het, nie net wat jou sport aanbetref, maar jou lewe? Yes. Ja, dit is een van die groot goed is, ja, ek dink mens kan by almal iets leer en ek wil sê ewenal is dit partykeer wat jy nie wil doen nie of hoe jy nie wil wees nie, maar ek het definitief by hulle almal iets geleer en ek dink 'n groot deel van dit is nie net netbal nie. Dit gaan oor meer as net netbal, dit gaan oor wie jy is as 'n mens. En ja, dis ook deel van as ons afrig. Ja, netbal is 'n gedeelte en dis half die tool hoe ons hulle kry, sê maar op die plaas of op die lodge dat ons met hulle kan werk, maar dan wat los ons agter? Dis nie net van jy wil 'n goeie netbalspeler wees nie, jy wil 'n cool human ook wees. Ja. En ja, dit wil ons half oorkry, daai boodskap van wie jy as mens. Ek wil begin by die afrigting, maar ek wil dit inlei deur vir jou te vra, soos jy nou hier sit, wat sou jy vir 'n 6-jarige Erin gesê het, wetende wat jy nou weet? Ja, ek dink baie van wat my gekry het waar ek nou of hoe ek daai kon regkry is om 100% te gaan. Dit voel vir my dis al deel van my persoonlikheid, maar ek dink vir die kinders go 100%. Al is dit in enige sport of al is dit in kultuur of wat ook al, moenie dit halfwaardig doen. Jy doen dit as jy gaan go voluit. Al doen jy dit verkeerd. Doen dit eerder voluit as wat jy dit so half doen. Mens kan dit altyd regmaak, nie waar? Ja, jy kan altyd of dit gaan nie uitwerk nie. As dit nie vir jou meant to be is nie, gaan ek wil sê daai deur gaan toe gaan. Maar as jy dit net so half doen, dan gaan jy nooit weet of was dit eintlik vir jou nie. Ja, so. Hoe werk jou netbalskool? Hoe kom mens in en gee vir ons die agtergrond en hoe dit begin het? Ja. So, 2019 toe ek ophou speel het ons daai jaar met 2 doele verloor teen Nieu-Seeland in Januarie en 2 doele in die semi-finals in die World Cup teen Australië. So daai is nommer 1 en 2 in die wêreld. En toe ek begin speel het 2007 het ons met 30 na 40 doele verloor. So daar's 'n paar goeters wat ons verander het en ja, ek sal van die bevoordeelde posisie ek kon dit leef. So daar's klein goedjies, elke coach ietsie by en aan die einde dat ons eintlik kompeterend kon wees. Australië se coach het in die hotel na die tyd sê sy ons het bietjie julle het ons laat stres. En dit was lekker om die verskil waar hulle eintlik nie ons gerespekteer het nie tot waar ons kan kompeterend wees. En ja, dis so half hoe ons beginne. So in 2018 het ek eintlik begin sukkel met my hart. Ek het by Neil Du Plessis by Brain Performance Lab opgedaag en die dokter het eintlik vir my gesê jy is nou klaar met sport. Toe ek myokarditis met my hart gehad, inflammasie op jou hartspier en ja, toe moes ek hoe ek oefen heeltemal verander het. En so cool dat ek daarna nog kan 'n World Cup gespeel het. So ja, om reg te oefen en om slimmer te oefen kan eintlik so groot verskil maak. En so dis toe sê ek vir Neil, okay, maar nou weet ons al hierdie goed, so ons weet nou van hoekom ons met 30 doele verloor het tot nou net met 2, maar wie anders weet dit? En toe sê ons okay, nou moet ons die inligting begin share. En ja, toe het ons begin met afrigtersopleiding. Ek wil sê bemagtiging. 'n Juffrou is lief vir kinders, maar hulle weet nie noodwendig hoe om die kind te kry. Hulle oefen die hele week aan 'n skill. Sê hulle, ons het die hele week afgooi gedoen, maar kom die naweek se wedstryd dan sien ons niks van dit nie. Maar hulle mis een stapie in die proses van om 'n skill te kry om te transfer. So ja, dat toe sê ons okay, ons wil hulle bemagtig en ons wil hulle help en ja, so toe het ons begin met afrigtersopleiding manual geskryf. Ek dink so op 170 bladsye al en hy verander elke nou en dan. En dit gaan nog groei. Ja, hy verander, ek wil sê elke jaar. Ja, ons weet van ma-dogterkampe, skole wat na ons toe toer, ons wat na skole toe toer. So ja, maar ek wil sê wat ons 'n klein bietjie anders te maak is ons werk met klein groepe. 'n Groot groep vir ons is 80. En ja, ek wil die helfte van die dogters se name ken in die helfte van die naweek, want dit voel vir my dan kan ons 'n verskil maak. So ons doen nie groot getalle nie en ek wil sê ons gaan op platteland. So al die kleiner skole wat nie noodwendig al daai geleenthede kry nie. So ja, Roaring Sky is die lodge en die plaas wat ons gebruik en ja. En waar is dit? Ja? Dit is, ek wil sê net buite Dinokeng, maar na Cullinan se kant toe. Goed. Ja.
Is daar een of twee of drie dingetjies wat die meisies by julle opdaag wat hulle nie hulp nodig het? Ek wil nie sê verkeerd doen nie, maar wat julle hulle mee kan help? Ja, definitief. So dis een van die grootste goed wat ons so as 'n skool by ons aankom, dan probeer ons daai skool spesifiek help met hulle behoeftes. So elke skool het ietsie anders. Die een het 'n lang staandoel, een het 'n kort bewegende sirkel en partykeer weet die juffrou so jy gaan na kursus toe gewoonlik en jy kry presies dieselfde oefeninge. Waar ons probeer self kyk, okay, kom ons kyk hoe lyk die kinders wat ons mee werk. Ons ken hulle nie as hulle daar aankom nie. Ons wil sien hoe hulle speel. Ons wil sien wat is die limits of ons praat van die handbriek, dat ons daai handbriek kan afkry. So ons wil ons praat van limits identifiseer en dan wil ons paar goeters in plek sit dat ons dit kan regkry. En partykeer is dit iets so ek wil sê soos die vangtegniek. En dan die kind hou aan misvang, so kan nie eintlik aangaan tot daai kind dit nie reg kry om die bal raak te vang nie. Dit klink wonderlik. Ja. Vertel vir my van jou indrukke van die Telkom Netballiga soos dinge daar uitstaan op die oomblik. Ja, hierdie is 'n lekker jaar, is Commonwealth Games jaar. Ja. So ek dink almal wil hulle hand opsteek en sê coach sien my vir die Protea afrigter. Ek het so rukkie terug met Jenny gepraat. Sy sê sy moet nou die 12 begin aankondig en ja, dis is eintlik so 'n lekker probleem om te hê. Ons het soveel talent in ons land en dit maak my opgewonde. Dit voel vir my wat talent betref hoef ons regtig vir geen ander land terug te staan nie. So met die Telkom Liga, ek dink daar's 'n klomp spelers wat hulle hand opsteek. Die Crainhams is obviously die span om te wen. Ja. En hulle doen baie goed, klomp ervaring met Carla en daai. Maar ons sal sien, enigiets kan nog gebeur, semifinals wat nou kom. Dit voel vir my dan begin die hele toernooi weer van voor af. So as jy daai wedstryd opslip, dan beteken die hele toernooi se wen eintlik nog niks nie. Natuurlik, ja. Ja. Amper klaar met die onderhoud en weer eens ek sou soveel meer tyd met jou wou spandeer. Ek wil graag by jou weet, wat moet ons volgende doen as Suid-Afrika, as die Proteas, om daai volgende laaste stappie te neem om te begin te domineer soos die Springbokke in rugby? Ja. Ek dink een van die groot goed en dit het in 2019 by ons baie gehelp is om internasionaal te compete. So ons het teen die nommer 1, 2, 3 gespeel 2 keer 'n jaar. En jy kon jouself heeltyd meet teen die beste in die wêreld. En dan sien jy, ons moet nog hierdie beter doen. Is dit nou fiksheid, is dit krag, is dit akkuraatheid op gooi of wat ook al, maar om onder druk dit reg te kry internasionaal. En dan om 'n gameplan te hê wat internasionaal kan werk. Want partykeer goed wat in ons land werk, ek vat nou 'n voorbeeld om van ver af die bal vir die doel te gooi. Yes, dit werk baie lekker op provinsiale vlak. Kom jy internasionaal gaan jy nie daai bal gooi nie. Want daai almal is, ek wil sê, kan daai bal onderskep. So meer internasionale blootstelling vir die span en as 'n groep saam en dan 'n gameplan wat internasionaal kompeterend kan wees. Klink wonderlik. Ja. In een woord of twee woorde, Yes. kom ek sê vir jou twee woorde, as daar 'n jong dametjie is wat hierna kyk en sy wil inspirasie hê, gee my 2 of 3 woorde. Ja, ek wil sê droom groot. Ja. Dis pragtig. Erin, baie dankie vir jou tyd, waardeer dit regtig. Dink jy ons gaan nie staat om ons spele wen net so te loods? Ek sal altyd wil glo. Ek hou van ons almal. Ek hou van jou positiwiteit. Baie dankie dat jy by ons gekuier het. Ons waardeer dit regtig. Beslis een van ons sportlegendes in Suid-Afrika en iemand wat alreeds diep spore getrap het. So gepraat van diep spore, hier is volgende op Goeiemôre Good Morning iemand wat diep spore getrap het, nie net in die vermaaklikheidswêreld nie, maar daar is min mense wat Afrikaans so mooi praat soos die man. Chris Chameleon is net hier by ons. Weet jy wat is lekker van is dit rym met Pretoria. En is lekker om terug te wees. Ek sien julle hierdie naweek by die Atterbury Theater. Toe ek nog gewerk het, toe het ek nie regtig wel nie gereeld met konsepte gewerk nie. As daar nou 'n nuwe album uit is, dan kry hy nou 'n nuwe baadjie en as daar nou 'n spesiale vertoning is saam met die Drakensberg se Seenskoor of so iets, dan het jy nou iets as 'n konsep. Maar meeste van die tyd daag jy nou maar net op en jy sing jou liedjies en jy doen jouself, jy is die konsep, jy is die produk. En dit geld maar vir meeste musikante. Nie almal nie, maar meeste en maar nou het ek so min werk. Nou het ek eintlik nie meer werk nie. Ek doen so 20 optredes per jaar.
probeer ek om 'n bietjie meer vorm daaraan te gee, so 'n bietjie meer binne 'n struktuur te werk, 'n bietjie meer met 'n konsep te werk en van daar hardloop. Dis hoekom hardloop nou ook 'n konsep vertoning is. En dit het ontstaan toe ek het myself afgevra, jy weet, hier sit ek nou tot 7 jaar terug het ek gesê ek sal nooit trou nie. Ek sal nooit kinders kry nie. Dis glad nie so nie. Ek het hierdie pragtige huis in die berge gebou en dit is eintlik 'n ou jong kerelsplek, 'n bachelor pad. En nou is daar nie plek vir al die kinders en die vrou nie. Al is die plek groot, maar is so ontwerp vir iemand wat vir die res van sy lewe alleen gaan bly. En toe dink ek, hoe het ek tot hier gekom? En ek besef toe ek is baie kognitief gedrewe. Daar is definitief iets in my verstand wat my baie lei en soms ook in die lyf. Maar ek kom toe agter ek is eintlik meestal 'n hartsgedrewe mens. En ek dink toe dis nogal iets om op te fokus want dis 'n nuwe ontdekking om te maak op 55. Wag 'n bietjie, my hart. My hart is eintlik die ding wat die meeste vir my voorskryf. So dis waar die konsep vandaan kom is om te ondersoek waar my hart my gelei het, waarheen, hoekom en waar is ek nou? Ja, dis 'n interessante vraag om te vra of daar 'n emosionele goue draad is. Definitief nie een waarvoor ek mik nie. Ek is al gemaklik genoeg met my emosies en doen wat ek doen al lank genoeg om te vertrou dat die draad van die emosies homself sal dra. Dit gaan eerder daaroor om 'n storie te vertel van begin tot einde, al is dit 'n selfstorie. Maar dit moet koherent en die tydsverloop moet konsekwent wees. En die emosie sal die storie lei. Dis nie dat die storie moet voldoen aan 'n emosionele draad nie. Dis meer 'n geval van die emosie is wat vorm gee aan die draad. Ja, dis 'n interessante vraag, die terapie van 'n mens se werk. Ek het nog nooit so daaraan gedink nie en ek dink is omdat terapie is iets wat ek nog altyd beskou het as, jy weet, iets waarvoor jy gaan, jy weet, jy het hulp nodig en ek self het dit nog nooit gedoen nie. Ek dink dalk is ek te trots geweest, dalk is ek net nog nooit diep genoeg in die moeilikheid nie. Maar wat wel die geval is dat 'n mens in so 'n emosionele openbaring jy moet dit eerlik doen en ek moet sê ek het nog nooit 'n probleem daarmee gehad om eerlik te wees in my werk, emosioneel eerlik nie. Ek voel nooit emosioneel te verborge of ja, ek kan nou net wegkruip en ek voel nie vir die mense wys hoe ek voel nie. Ek was nog nooit so nie. My hart loop op my skouer rond. En so daar was nog altyd 'n baie groot gemak by my gewees emosioneel. Maar terapie, ja, ek weet nie. Miskien bietjie daaroor dink. Ja, enigiemand wat iets weet van iets in hierdie bedryf sal vir jou sê, moet nooit enigiets doen op die verhoog wat jy nie weet wat jy doen nie. Jy mag spontane oomblikke hê, maar moet nou nie gaan tuba probeer speel as jy 'n xylofoonspeler is of so iets nie. En dit is waarskynlik te vroeg om my eerste klavierstuk te debuteer, maar weet jy moet jouself druk en dit gaan maar ook seker weer oor daai emosionele eerlikheid, die feit dat dit is wie ek is, maar dis nou maar iets wat ek 'n paar maande doen en ek weet absoluut niks van klavier af nie. Dis eintlik snaaks as jy kyk na die gelofte video wat Adam Tas, Appel, Guppy en ek saam gemaak het. Dan sal jy sien, jy begin speel ek vreeslik goed klavier, maar jy sal sien dat daai 'n baie hariger hand en arm is as myne. Ek is 'n redelike haarlose fenomeen. en die dit is omdat dit Johan Foster is wat daarso klavier speel en nie ek nie. Hulle laat maar net lyk asof dit ek is, want hulle sê, okay, sit jy by die klavier. Ek sê vir ek met die klavier speel. Sê ja, speel daai stukkie. Sê maar ek kan nie klavier speel nie. So dit gaan voorwaar interessant wees, maar dis definitief 'n ding wat my baie prikkel. Ek vind dit baie interessant en ja, ek kan met sekerheid sê ek gaan in die jare wat kom toenemend meer klavier en hopelik met 'n groter behendigheid regstreeks op die verhoog besig. Ek dink kuns het baie gebruiksvriendelik geraak.
Jy weet in die ou dae moes jy 20 stelle klere aantrek en dan 2 weke deur wolf en beer hindernisse in die Alpe ry en rowers wat jou wil voorlê en dan kom jy uiteindelik in Wenen aan om Mozart lewendig regstreeks in konsert te beleef. Maar nou is dit 'n ding van ek wil net gou voor ek stort of terwyl ek in die verkeer sit of terwyl ek my koffie drink, jy weet, don't Boris get to the chorus, speel asseblief gou vir my 'n liedjie. So dit beïnvloed definitief ons kultuur. En natuurlik is daar nou groter vryheid en dit het ook sy deugde. Maar ek vind dit kuns het vervlak. Dit is altyd so irriterend om te sê want dit laat dit lyk asof jy 'n snob is en asof jy dink jy weet van beter en ergste van alles asof jy dink jy doen beter wat ek nie dink ek doen nie. Trouwens ek dink dis 'n mirakel. Dis 'n wonderwerk dat iemand soos ek enigsins met sy 3 akkoorde choing op 'n gitaar 'n loopbaan kon bou. Ek probeer wel wegbreek van die gebruiksvriendelike handige musiek. Jy weet, gou iets hier, gou iets vandaan. Want ek hou nou nog daarvan. Ons luister in ons huis, luister ons net na plate, langspeelplate. En ek hou daarvan om 'n plaat op te sit en die reis mee te maak en te luister daarna. Ek kan byvoorbeeld glad nie in 'n restaurant sit en met mense gesels terwyl daar musiek speel nie. Ek is baie sensitief vir die restaurant wat ek kies, want as daar musiek speel, dan kan ek nie mense hoor nie. My oor gaan so na die musiek toe en as jy sal agterkom as jy vir my kom kuier, dan speel daar nooit musiek wanneer ons kuier nie, want ek kan nie fokus nie. En as ek by jou kom kuier en jy sien op 'n stadium kyk ek vir jou, maar jy kan sien ek kyk nie regtig vir jou nie, my gedagtes en my gehoor is op 'n ander plek. Is dit omdat die musiek my wegtrek. Ek is nie 'n baie eksentrieke mens nie, maar dit is die een ding. Dit is die een ding van my. Dis waarom dit gaan. Musiek waar jy direk betrokke is by die musiek. Dat jy intiem verkeer met daai musiek op daai oomblik, dat jou gedagtes nie op 'n ander plek is nie. Ja, as jy met iemand, as jy lief is vir iemand en jy is saam met hulle om by hulle te wees in jou kop. Dat jou gedagtes nie dwaal nie, dat jy nie op ander plekke is en jou geliefde vir jou sê, maar hoorie, waar is jy nou? Is jy daar? En met musiek is dit ook so vir my. Natuurlik gaan ons mos nou nie rigting verloor so op die eerste dag van die week nie. Dit was 'n spiksplinter nuwe liedjie en ook musiekvideo van niemand anders nie as Armand en Andrea, natuurlik beter bekend as Skemer, wat ook vanoggend hier by ons aansluit. Goeiemôre julle twee. Môre. Baie lekker liedjie hoor en baie geluk. Dankie. So ek moet vra, jy weet, hoe het hierdie liedjie oor julle pad gekom? Jong, hierdie liedjie is geskryf deur Emil en ons het net so vinnig aanklank gevind by rigting. Ja. Wat is net so lekker liedjie en is vars en iets nuuts. So dit maak nie saak in watter rigting jy waai nie. Moet dit net lekker maak. Ja, ons lewe is maar soms die mekaar op die pad by elke moontlike plek waar ons kan uitkom, maar saam gaan ons vorentoe. Ja, jy sien en ek dink dis die liedjie se boodskap ook nogal half op 'n manier. Die liefde is nooit perfek of soos wat 'n ou dink aanvanklik dit gaan wees nie. En dan skielik kry hy maar sy rigting op sy manier, né? Ja. En is dit lekker om op hierdie manier ook net die liefde 'n bietjie te kan beskryf? Ek meen vir iets wat nie vreemd is vir julle ook byvoorbeeld nie. Nie net as julle mos nou lekker duet op die verhoog nie, julle is ook lewensmaats, julle ken mekaar ook. Ja, nee, 100%. Ek dink soos ek gesê het, soms verdwaal 'n mens en mens weet nie altyd waantoe jou pad is nie. Jy vat verkeerde draaie. Partykeer is dit maklik, soms is dit moeilik. Maar saam met die regte persoon vind jy jou rigting. Is dit wat in julle geval gebeur het? Begin julle ook nou voel, nou gaan ons in die regte rigting. Ja, en ek neem man ek is die regte persoon. Ook 'n baie lekker musiekvideo gewees, nê? Ek het 'n paar bekende plekkies daar gesien. Waar het julle dit opgeneem? Hoekom dink julle is dit ook belangrik om maar net vir die mense ook so 'n bietjie te wys? Kyk, die musiekvideo is oral in Harties opgeneem. Dit was vir ons die awkwardste musiekvideo. Nee, want julle kon nie besluit waar nie. Dit was in alle rigtings rondom Harties. Ja, en oral waar ons was, moes ons vir die mense sê, "Hey julle, ons gaan net 'n 2 minute shoot hierso, so gee ons net gou 'n gap." En dan kyk almal koppies hang hier.
uit. En Neil sit op die vloer en neem die video. So nee, dit was baie lekker ervaring geweest. Julle hou ook daarvan om natuurlik julle eie liedjies te skryf. Was dit 'n bietjie uit die comfort zone uit om nou 'n liedjie te kry wat die ouens vir julle sê, kom ons draai dit net. Ons voel hierdie kan vir julle werk. I mean, obviously moes julle ook daarin koop. Maar dit maak dit tog maar 'n bietjie vreemd seker. Ja, kyk om musiek te skryf is maar 'n moeilike ding soms as kunstenaar. So ons probeer maar meer oor ons liefdesverhaal skryf en goed wat mense mee kan relate. En toe ons die liedjie nou gehoor het, toe voel ons okay, dit is seker maar iets wat ons sou self geskryf het. Hulle het dit net beter vertaal. Ja. Beter vertolk. Jy sou dalk langer geskryf het of jy sou langer geskryf het om tot by hierdie punt te kom, né? Ja. Dis nog 'n interessante van skryfstyle ook, né? Ek raak 'n ou nogal wyser so deur die jare en soos wat 'n ou se loopbaan mag groei en 'n ou jy weet ook maar skouerskuur met die res. Ja. Skryfsessie of 2 bywoon wat julle ook al by was, soos wat jy genoem het wat julle platemaatskappy aanbied en so. Leer ou ietsie daar en dink jy mense word ook wyser van julle kant af as skrywers? Ek dink verseker, soos ek vroeër gesê het, my probleem is ek probeer te diep skryf en ek het baie agtergekom met ander kunstenaars se ervaring, hoe meer oppervlakkig en makliker jy skryf, hoe vinniger kom die lirieke na 'n mens toe op 'n of ander. Ou moet meer eenvoudig dink. Eenvoudig dink, ja, dis die woord. Ek dink vir my ook soos ek kon nooit skryf nie. En ek dink nog steeds nie ek is 'n great skrywer nie, maar soos wat jy nou genoem het, soos hierdie ervarings waardeur ons gaan en dit leer my. Soos ek het actually net nou die dag besef, ek kan ook dalk 'n liedjie skryf en so mooi geskryf. Julle kan ons nou so mooi en so lekker sing alreeds, so ek is seker julle kan net so mee skryf dinge oor doen. Wat die opname aanbetref, video en natuurlik in studio en goeders, daar was seker 'n oomblik of twee wat julle regtig gevoel het, wow, maar hierdie is ons liedjie, we can make it work en ons gaan hom maak werk. Ja, nee, 100%. So ons het by Hugo opgeneem met Rigting. En dis natuurlik altyd baie lekker om saam met hom te werk en hy het altyd fantastiese idees. So was 'n paar snaakse oomblikke in studio gewees waar ek soos hoenders moes gemaak het, dis al hoor en net maar dit was nogal interessant geweest. En ja, ek dink dit is net ons het net 'n wonderlike span agter ons en dit was regtig lekker. En dis lekker as 'n ou met 'n spesifieke idee ingaan, dink nee, jy sing hierdie lyn, ek sing hierdie lyn, dan kom die verwerkers en hulle doen dit heeltemal anders en dan is dit net wow. Hoekom het ons nie daaraan gedink nie? Ja. Definitief. En kyk, oorspronklik was die liedjie se tempo bietjie stadiger geweest en toe ons nou in die ateljee was en weer geluister het daarna toe die voorgestel, kom ons maak 'n klein bietjie vinniger en toe ons nou luister na die vinniger weergawe, toe ons dit gaan werk. Ja. Kom ons gaan met dit. Toe kom dit uit op 'n lekker sokkie song. Dit is 'n wonderlike song en ons is baie bly julle het met ons kom deel en hy is natuurlik oral te sien en te hore al. Yes. En dis nie die regte dopa om 'n maandag te begin die week wat voor lê vas te vat en uit te sien na 'n naweek. Ja, definitief. Regtig. Wat lê daar net so op die horison verskemer? Shows gewys het so aan. Jong, ons het nog musiek op pad. Ons skryf tans aan nog musiek, Lekker. so goeie vooruitsigte vir En die ons. shows loop lekker. Ons het 'n lekker paar feeste hierdie jaar, so ons sien baie uit vir die pad vorentoe. Einde is dit nie. Ons is nou eers in die middel van die jaar, maar baie dankie dat julle twee kom inpop het en rigting met ons kom deel het. Dankie, Pieter. Dankie vir julle, Pieter. Dis alwaar vir ons tyd het vandag. Onthou ons sosiale media platforms, ons YouTube kanaal, die indiepte gesprekke en alles wat ons vir jou bring hier van Goeiemôre, Good Morning. Vir my en die res van die span, mooi bly mooi, sorg dat julle nooit ophou droom nie en sien julle môre.